Graad 7 wiskunde, die ontdekking van die eienskappe van rasionale getalle. Die kommutatiewe eienskap kan ook beskryf word as die rondbeweeg-eienskap van getalle. Dit bepaal dat getalle in sekere somme omgeruil kan word, maar steeds dieselfde antwoord sal verskaf. Hierdie eienskap is egter nie van toepassing op alle tipe somme nie, en ons gaan meer ondersoek instel om te bewys in watter somme hierdie eienskap wel van toepassing is. Die eerste somme wat ons gaan ondersoek is optelsomme. Die kommutatiewe reël vir optelsomme bepaal dat A plus B gelyk sal wees aan B plus A. Ons gaan hierdie reël ondersoek deur die waardes te gebruik vir A is gelyk aan 2 en B is gelyk aan 4. A plus B sal dus wees 2 plus 4, wat gelyk is aan 6. B plus A sal wees 4 plus 2, wat ook gelyk is aan 6. Deur hierdie som te doen, het ons nou bepaal dat A plus B wel gelyk is aan B plus A, wat vir ons bewys dat die kommutatiewe eienskap van toepassing is in optelsomme. Die volgende som wat ons gaan ondersoek is 'n aftrekkingsom. Hier vra ons, is A minus B gelyk aan B minus A? Ons gaan weer die waardes gebruik vir A is gelyk aan 2 en B is gelyk aan 4. A minus B sal dus wees 2 minus 4, wat vir ons 'n antwoord gee van negatief 2. B minus A sal wees 4 minus 2, wat gelyk is aan positief 2. In hierdie geval kan ons dus sien dat die antwoord van A minus B nie gelyk is aan die antwoord van B minus A nie. Dit bewys vir ons dat die kommutatiewe eienskap nie van toepassing gaan wees op 'n aftreksom nie. Vermenigvuldiging. Is A maal B gelyk aan B maal A? Eerstens gaan ons kyk na A maal B. 2 maal met 4 gee vir ons 'n antwoord van 8. 4 maal met 2 gee ook vir ons 'n antwoord van 8. In hierdie vermenigvuldigingssom het ons dus bewys dat A maal B gelyk sal wees aan B maal A. Hier kan ons weer eens sien dat die kommutatiewe eienskap van toepassing sal wees wanneer ons vermenigvuldigingssomme doen. Die laaste som waarna ons gaan kyk is 'n deelsom. Is A gedeel deur B gelyk aan B gedeel deur A? Ons gaan weer eens die waardes gebruik vir A is gelyk aan 2 en B is gelyk aan 4. A gedeel deur B in hierdie geval sal wees 2 gedeel deur 4, wat vir ons 'n antwoord gee van 'n half. B gedeel deur A is 4 gedeel deur 2, wat 'n antwoord gee van 2. Ons het hier bewys dat A gedeel deur B nie gelyk is aan B gedeel deur A nie. Dus is die kommutatiewe eienskap nie van toepassing in deelsomme nie. Om saam te vat, wanneer is die kommutatiewe eienskap van toepassing? Deur die toetse wat ons nou gedoen het ons bewys dat die kommutatiewe eienskap van toepassing is wanneer ons besig is met optel en vermenigvuldigingssomme. Wanneer ons aftrek of deel, is die kommutatiewe eienskap nie van toepassing nie en is die orde waarin die aftrekking of deling plaasvind egter baie belangrik.